Numeri, hoofstuk 8. En die Here het vir Moses gesê, jy moet vir Aaron sê, jy moet die lampe so op die kandelaar sit, dat dit na die voorkant toe lig verskaf. Toe het Aaron dit so gedoen, presies soos die Here vir Moses gesê het. Hy het die lampe op die kandelaar gesit, dat dit na die voorkant toe lig verskaf. En dit is hoe die kandelaar gelyk het. Die kandelaar was van die voetstuk tot by die blomme uit een stuk goud gemaak, presies volgens die voorbeeld wat die Here vir Moses getoon het. En die Here het vir Moses gesê, jy moet die leviete van onder die Israeliete uitneem en hulle reinig. En dit is hoe jy hulle moet reinig. Jy moet reinigingswater op hulle sprinkel. Dan moet hulle al die hare op hulle liggame afskeer. Daarna moet hulle klere was. Op die manier sal hulle self reinig. Hulle moet 'n jong bul met die bypassende spysoffer van fyn meel wat met olyfolie gemeng is bring. En as 'n sondeoffer moet hulle nog 'n jong bul bring. Dan moet jy die leviete voor die tabernakel laat staan. Die res van die vergadering van die Israeliete moet ook daar by mekaar kom. Die leviete moet daar in die teenwoordigheid van die Here staan, terwyl die Israeliete hulle hande op die leviete sit. Aaron moet dan die leviete as 'n offer van die Israeliete voor die Here heen en weer beweeg as beweegoffer. Dan sal hulle gereed wees om die werk van die Here te doen. Dan moet die leviete hulle hande op die 2 jong bulle se koppe sit. Die een bul moet jy offer as 'n sondeoffer en die ander bul moet jy offer as 'n brandoffer. Op hierdie manier word daar versoening vir hulle gedoen. Die leviete moet dan voor Aaron en sy seuns stelling inneem en as beweegoffer heen en weer voor die Here beweeg word. Op die manier moet die leviete afgesonder word van die Israeliete en hulle sal aan my behoort. Eers dan kan die leviete in die tabernakel gaan om hulle werk te doen. Op hierdie manier moet hulle gereinig word en as 'n beweegoffer heen en weer beweeg word. Uit die Israeliete is hulle dan aan my gegee. In die plek van al die eersgeborenes onder die Israeliete het ek hulle vir my gevat. Die eersgeborenes onder die Israeliete behoort immers aan my, mens en dier. Op daardie dag toe ek die eersgeborenes onder die Egiptenare getref het, het ek die eersgeborenes onder die Israeliete vir my geheilig. Ek het al die leviete in die plek van die oudste seuns onder Israel geneem. Uit die geleedere van die Israeliete is die leviete aan Aaron en sy seuns gegee, sodat hulle die werk van die Israeliete in die tabernakel kan doen. Dit is om te verhoed dat daar nie enige plaag onder die Israeliete uitbreek wanneer hulle na die heiligdom toe kom nie. Toe het Moses, Aaron en die vergadering presies so gemaak met die leviete soos wat die Here vir Moses beveel het. En die leviete het hulle self gereinig en hulle klere gewas. Aaron het hulle as 'n beweegoffer heen en weer beweeg in die teenwoordigheid van die Here. En om hulle te reinig, het Aaron versoening vir hulle gedoen. Eers daarna het die leviete in die tabernakel gegaan om hulle werk te doen. Hulle was onder die toesig van Aaron se seuns. Daar is met die leviete gedoen presies soos die Here vir Moses beveel het. En die Here het vir Moses gesê, dit is die instruksies vir die leviete. Elke leviet wat 25 jaar en ouer is, moet die werk in die tabernakel behartig. Hy moet egter nie meer die werk in die tabernakel doen as hy 50 jaar oud geword het nie. As hy wil, kan hy die ander leviete behulpsaam wees in die tabernakel, maar hy mag nie meer self die werk in die tabernakel doen nie. Op die manier moet jy die werk van die leviete in die tabernakel reël.